Verskeie staatshospitale word geraak deur die versuim van die Gautengse Departement van Gesondheid om salarisse te betaal. Dit raak onder meer die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal in Soweto, die Dr. George Mukhari Akademiese Hospitaal in Ga-Rankuwa en die Charlotte Maxeke Johannesburg Akademiese Hospitaal. Sommige dokters is al vir meer as 3 maande sonder inkomste en vir meer hieroor praat ek met die Vryheidsfront Plus hoofwoordvoerder oor gesondheid Philip van Staden. Goeiemiddag Philip. Goeiemiddag Estie. Eerstens, weet ons hoeveel dokters geraak word deur hierdie krisis? Ja, ek dink die probleem is so groot. Dit is nie net in Gauteng nie. Ek meen julle self nou 'n berig van die Livingstone Hospitaal in die Oos-Kaap wat ook 'n probleem is. So die probleem is besig om landwyd kop uit te steek. Wat die presiese syfers van die dokters in Gauteng is nog onseker. Wat wel die oorsaak is hiervan is, of kom ek sê, dit is nie totale betaling van salarisse wat nie betaal word nie, dis die oortyd wat nie betaal word nie. Die Vryheidsfront Plus en myself ook het die afgelope week verskeie klagtes, veral die George Mukhari Hospitaal ontvang hieroor, en dit is 'n groot probleem wat aan die gebeur kom, want as ons nie ons dokters kan betaal nie, en ons het nie genoeg dokters nie, ons weet dis 'n groot probleem aan ons dokters, tekort aan dokters, dan gaan die pasiënte daaronder ly, want die mense moet ook hulle leefstyl handhaaf, hulle moet ook hulle skuld betaal, hulle die oortydgeld nodig, en as hulle betaal word nie, gaan hulle die werk lewer nie. Dit is die hartseer van die saak. En pasiënte gaan op die einde van die dag hieronder ly, en dit is 'n groot krisis wat besig is om kop uit te steek. Ons het toevallig môre 'n gesondheidsportefeulje komitee vergadering in die parlement, en ek gaan die saak ook daar opper, en ons sal moet uitsluitsel kry oor presies wat is in die gang, en hoekom het dit in die eerste plek plaasgevind. Ek sien die LER in Gauteng, Mahile, sê nou dat die Departement van Gesondheid het in die 24-25 boekjare onderbesteding getoon van 724 miljard ter 8 miljoen rand, skus. Dis nou geld wat moet teruggaan na tesourie toe. Nou, in ag genome met die krisis waarin Gautengse hospitale is, moet die LER van Gesondheid, mevrou Raleheko, in Gauteng voorstog gekry, hoe kan sy toelaat dat daar so onderbesteding is? En dit is net nie aanvaarbaar nie. So ons kyk na onderbesteding en dan wil ek net sekerheid kry, Philip, want ons het ook gehoor van dokters wie salarisse nie betaal word nie. Is dit net oortyd of sit ons met salarisse wat nie betaal word nie? Dis die uitsluitsel wat ons nou môre in die portefeulje komitee sal moet kry. Die klagtes wat ons ontvang het, as Vryheidsfront Plus, was juist net oor die oortyd wat nie betaal word nie, en ek sien van die media is dit ook so berig. Maar dit is daar's 'n klomp hospitale in Gauteng wat geraak word. Ek sit hier met 6 voor my. As ek so vinnig kan noem, is die George Mukhari, die Charlotte Maxeke, die Helen Joseph, die Kalafong, die Chris Hani Hospitaal en dan die Ekurhuleni Distrikshospitaal. Ons het ook verlede week gesien dat dokters by klinieke in die verskillende munisipaliteite wat onder die provinsie se beheer is of in die munisipaliteite se beheer is, daar word dokters ook nie betaal nie. En dit skep dalk 'n probleem. So oralste in al die sektore, of is dit nou op nasionale vlak is of provinsiale vlak is of munisipale vlak is. Dis 'n ding wat kop uitsteek wat vir ons groot probleme gaan veroorsaak. Die oorsaak hiervan kan ons natuurlik toeskryf aan administratiewe onbevoegdheid, wanbestuur, wanadministrasie. Ek sê dis sommer laksheid, en natuurlik aan die begrotingsprobleem. Ons het al baie in die verlede is daar gesê, maar gee vir die mense meer geld. Jy kan vir hulle die hoeveelheid geld gee wat jy wil in die provinsie. As dit nie reg bestuur en aangewend word nie, gaan 'n probleem nie opgelos word nie. Dit gaan daar bly, jy weet so. Volgens die Sunday Times sê hulle daar's dokters wat anoniem met hulle gepraat het, wat gesê het hulle het navraag gedoen oor hulle salarisse en dan moet hulle eers bewys lewer dat hulle nie 'n spookwerker is nie, voordat hulle weer hulle salaris kry. So daar kom die administratiewe probleem in wat jy nou sopas na verwys het. Dokters wat selfs gesê dat hulle nie meer kan bekostig om by die werk uit te kom nie. Nog 'n bewering wat gemaak is dat dokters uit hulle eie sak vir pasiënte kos moet koop, Philip, omdat daar nie voldoende voorsiening is daarvoor nie. Dit klink amper absurd om absurd om waar te wees. Okay, dat het goed gebeur. Die klagtes wat ek gekry het was natuurlik wat vir my gesê is dat hierdie gebeur nou elke 3 maande. Maar hierdie het nou op so groot skaal gebeur dat dit nou heeltemal buite spore begin raak. My eerste vraag was natuurlik, maar hoekom elke 3 maande? Toe stel vir my gesê maar elke 3 maande word die kontrakte hersien.
Dis waar dit is, die departement sê nou weer dit is om die rede die dokters nie betyds gehoor gee aan hul identifikasie vereistes nie. Dit is weer sy ID inhandig en al die tipe van goed. Maar daar is jou administrasie is daar die probleem. Want die administrasie en die bestuurskant moet sorg dat daai goed in plek is om te verseker dat daar nie spookdokters is nie. Hoekom is daar spookdokters? Ek twyfel of daar in elk geval spookdokters is op so groot skaal. Dit sal miskien daar wees. Ons sal dit ook moet ondersoek. Maar as dit wel so, hoekom laat jy in eerste plek as provinsiale bestuur en LER en administrasie toe dat dit wel gebeur? So jou goed is dan, sê vir ons duidelik, jou goed is nie in plek nie. Jy sal onthou so 'n paar jaar terug is dit toe ons toegesak het op die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid as portefeulje komitee. Daai selfde Port Elizabeth Provinsiale Hospitaal. Toen was het van die dokters wat daar selfs koplampe moes gebruik om noodprosedures in teaters uit te voer, omdat van die teaters se ligte nie gewerk het nie, weet. Wat die kos aan betref, ja, dit is so. Ons het dit al gesien, dokters wat uit hulle eie sak uit kos moet koop vir pasiënte omdat daar nie is nie. Komberse moet koop vir pasiënte omdat daar nie voorsien word daarvoor nie. Jy weet, so dit is nie 'n nuwe probleem, dit is 'n probleem wat lankal kom. Ek sit net en dink, wanneer gaan dit eendag uitgesorteer word? Dit is die groot vraag. En ek dink dit gaan gou wees. Ons plaas druk toe vir baie jare. Ons plaas druk toe in die portefeulje komitee, ons plaas druk toe op die provinsies, maar dit is asof die goed by die een oor uit ingaan by die ander oor uit. En ons sal moet kyk na die administratiewe strukture van hierdie verskillende provinsies en ons sal van ministeriële, departementele vlak op nasionale vlak regdeur tot op kliniek vlak op munisipaal. So ons moet begin skoonmaak want ons kan nie so aangaan nie. Ons gaan baie mense se lewens verloor. Jy het nou gepraat ook in jou intro van skielik tog agterstallige operasies. As gevolg hiervan. Jy onthou se 2 jaar terug het ons is vir die minister gevra, wat was die getal agterstallige mediese prosedures in Suid-Afrika gewees? En ek dink dit was iets in 'n syfer oor die 200-300 000 gewees. Daar het ons al reeds 'n probleem gesien. So die probleem kom nie van vandag af nie. Dit is 'n probleem wat nou net eskaleer, dit sneeubal nou en ongelukkig raak dit nou groter en groter. Wat my kwaad maak is dat provinsiale LER vir jou by jou kom kla en ek nou spesifiek verwys na KwaZulu-Natal waar ons so 3-4 weke terug was, gaan besoek aflê. Wat sê maar hulle moet die dokters en sovoorts oplei, maar as dit kom om hulle aan te stel, is daar nie genoeg geld om dit te doen nie weens van administrasie en daai tipe van dinge. So dit is 'n geweldige kopseer, dit is 'n geweldige nes van korrupsie wat daar is. En ons op 'n manier op hierdie goed moet dit uitgesorteer word. Ons kan nie so aangaan nie. Philip, ek dink aan die pasiënte wat nou tans in daardie omstandighede is en dan ook die dokters wat ons gaan verloor. Wie gaan vir so lank sonder 'n salaris of sonder die regverdige betaling werk? Ja, ons verloor al klaar dokters. Jy sal sien die Suid-Afrikaanse ek dink die Suid-Afrikaanse Doktersunie of Mediese Vereniging se reg kan onthou, het verlede jaar het reeds aangedui dat as ons die NGV ook in werking gaan stel, dat daar 'n magt om daar duisende dokters aan die buiteland te gaan stroom. Tans, ek het net toevallig gistermiddag na onderhoud op een van die ander radiostasies geluister. Jy is oor hierdie probleem. En daar was spesifiek vir die persoon van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging gevra oor die tekort van verpleegsters. Hoekom is daar tekort? En die persoon se antwoord was volgens hulle inligting wat hulle het en navorsing wat hulle gedoen het, die persone word die verpleegsters word hier opgelei en dan as gevolg van die poste wat gevries is in die provinsies. En dit is nou met die dokters ook. Ons moet nou in die provinsies as 'n pos oopgaan. Die provinsies adverteer nie die poste nie. Hulle vries daai poste. Dan gebruik hulle daai geld ergens te anderste in die begroting. En dit is ook 'n probleem wat ons het. In elk geval daar het hulle nou gesê maar die verpleegsters gaan na die buiteland toe as hulle hier klaar opgelei is. Al moet hulle nou weer 'n tipe van 'n heropleiding in die buiteland doen om aan daai spesifieke land se gesondheidsstandaarde en praktyke te voldoen, maar hulle kry ten minste betaling daar, hulle kry meer geld daar, maar die gevolg daarvan is nie almal beland in hospitale nie. Baie van die verpleegsters beland in ouer huise en daai talente goed gaan dan verlore. So hulle word nie almal opgeneem in die gesondheidssektor, kan ek maar sê, waar hospitale betref. So dit is ook kommerwekkend. So ons gaan om ons mense hier te moet hou, gaan ons hulle moet gelukkig hou en ons gaan hulle moet betaal, want niemand kan verniet werk. Die dokters het huise verbandlenings om betaal. Hulle het karlenings om betaal, persoonlike lenings om te betaal. En dit skep vir hulle 'n onuithoudelike situasie om aan te gaan soos om nou aan te gaan. Baie dankie. Dit is Philip van Staden. Hy is die hoofwoordvoerder oor gesondheid van die Vryheidsfront Plus.